Weet julle, net baie kere dan sê ons, maar ons voel so lost of ons het net nie meer, ons sien net nie meer kans om aan te gaan nie. En dat die Here voel so ver van ons af, maar dan is dit eintlik ons. Want ons het nie nodig om hy skuldgevoelens te dra, rond te dra nie. En ons hart hoef nie so swaar te voel nie. Want die Here sê, hy het gekom om ons naam te verander. Hy het gekom om die blame te vat vir ons. Hy het gekom om ons vleeslike liggaam te vernietig. En hy het al ons sonde op hom gevat. So, as jy voel dat dis nog net, jy kan nie meer nie, dan is dit amper so asof jy nie nog worry oor wat hy vir ons gedoen het op die kruisie, man. Wie is ons om vir die Here te sê, Here, wys iets vir my 'n wonderwerk. Ek het nou iets bewyse nodig, wys iets vir my dit, dan sal ek glo. Of, Here, hoe kan jy iemand die hel toe wil stuur? Waar dink julle moet 'n goddelose siel dwel? In die hemel? Ander ding is ook van die, ek lees 'n stuk van Job vir die hoeveelste keer nou al. En daar waar God vir hom konfront, ja, en hy vra vir hom, luister, meneertjie, waar was jy toe ek die uithoeke gemeet het van die aarde? Waar was jy toe ek die gedoen het? Waar was jy toe ek hy gedoen het? Wie dink ons is ons om vir die Here te question? Ek wil net vandag uit my hart uit wil ek vir God jammer sê, want ek het nou al hoeveel keer afgelope tyd gooi ek my toys uit die kot uit, of ek skop in die karre, want hy wys dan nou nie van my wat ek nou wil sien nie. Wees bemoedig, wag God se tyd, wag vir hom, nie op ons tyd nie. Wees kalm, hou jy net vir jouself besig om nie behoort. En toe ek my mindset verander en my mind begin shift het na wat hy wil hê ek moet doen, en nie die deurbraak wat ek nou soek nie, toe ervaar ek meer vrede. So, bly net in die woord, bly bidden. Ek is baie lief vir julle.